Nuus vanaand, kwesbare gemeenskappe in die tuinroete is weer na skuilings geskuif. President Cyril Ramaphosa en sy Keniaanse eweknie wil bilaterale bande verskerp. En die Blitsbokke is op die drempel van hulle suksesvolste seisoen nog. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuus. Verskeie gemeenskappe in die tuinroete wat steeds herstel na verlede maand se oorstromings is as voorsorgmaatreël verskuif. 11 mense is in die oorstromings dood. Volgens owerhede is geen ernstige gevalle tydens die jongste giereweer aangemeld nie. Rampbestuurspanne bly op 'n gereedheidsgrondslag te midde van kommer oor stygende watervlakke in damme en riviere. Inwoners van Thembalethu, wat na verlede maand se oorstromings haweloos gelaat is, moet weer in 'n gemeenskapsaal gaan skuiling vind. Ek kan nie bly nie vir die klomp water is in modder, en ek het 2 kinders nou, my kinders is baie klein, nou ons kan nie saam bly nie, ons kooi is baie nat. Thembalethu is op 'n damterrein gebou wat die gebied kwesbaar maak tydens swaar neerslag. It's like a swamp of a dam that I went several times so that it can be opened, so that the water can flow out and the people at least can move. What happened now is that the director of planning once mentioned that they will do like a channel on the dam, but nothing has been happening so far. Sandsakke en plastiekseile word vir die kwesbare huishoudings voorsien. The ground are very much saturated. We have issues with localized flooding, but mostly we've seen it in where gutter water and rainwater has been directed into the sewer systems, and then some of these sewer networks then open up in the road reserve area, and that often cause localized flooding. But the George teams are ready. We get a lot of requests from our informal settlements in terms of sandbags, in terms of gun plus, as we call it, is a plastic sheeting that we use for the roof. So the teams are actively working, our fire services, our law enforcement services, and also the humanitarian side of the social department is working. Die giereweer sal na verwagting môre begin opklaar. In die Oos-Kaap is meer as 100 inwoners uit vloedgetuisterde gebiede in die Kouga munisipaliteit ontruim weens die aanhoudende reën wat riviere en damme tot gevaarlike hoë vlakke laat styg het. Die naburige Nelson Mandela Bay loop ook deur met ongeveer 300 mense wat tot dusver na veilige plekke verskuif is. Hoewel geen sterftes aangemeld is nie, bly rampbestuurspanne op 'n hoë gereedheidsgrondslag terwyl die giereweer voortduur. Inwoners word ook gemaan om ag te slaan op waarskuwings en te ontruim wanneer hulle gevra word om dit te doen. Die gesinne het een pynlike waarheid gemeen. Hulle huise is oorstroom en hulle het geen ander heenkome nie. Ons woon in 'n hut wat oorstroom het. Ek kon nie loop nie en ek was bekommerd oor die veiligheid van my baba. Ons het die raadslid gebel en gevra vir ingryping. Dit is hoe ons hier gekom het. Toe ek wakker word was my huis oorstroom. Ons het geen plek gehad om die kinders heen te vlug nie en ek is aangeraai om hierheen te kom. Ons het gister hier aangekom en daar is na ons omgesien. Maar ek wens ons kon hulp kry om die water uit ons huise te dreineer. Die Kouga plaaslike munisipaliteit het inwoners versoek om met die owerhede saam te werk. The river levels was rising extremely fast and still is. There's houses that's beginning to flood as we speak, and we need to make sure that our residents are safe. And so we are keeping, as you said, we're keeping a close eye on the situation there and making sure that we get residents to safety. Our community halls are open and available if people need to be evacuated, if they don't have another place to go, and there's some shelter and food and so forth for them. But that is unfortunately we can't force people to leave their homes. Intussen is meer as 300 inwoners in Nelson Mandela Bay ontruim. Hulle word in sale, kerke en leespaza winkels reg oor die metro gehuisves. Amptenare doen ook 'n beroep op motoriste om oorstroomde paaie en laagliggende brûe te vermy.
En die Kouga munisipaliteit in die Oos-Kaap vra inwoners langs die Kromme rivier om dadelik hul huise te ontruim nadat nog water uit die Impofu dam vrygelaat is. Die munisipaliteit sê riviervlakke sal na verwagting vinnig styg wat tot uiters gevaarlike toestande kan lei. Intussen het die Verenigde Nasies gewaarsku dat 'n ontwikkelende El Niño weerpatroon een van die hewigste in dekades kan wees. El Niño gaan gepaard met hoër temperature wêreldwyd en in Suid-Afrika lei dit na droër toestande. Hitte maak ook klimaatsveranderinge se uiterste weerpatrone veel erger. Tydens 'n El Niño patroon kom hoër temperature op die oppervlak van die oostelike Stille Oseaan voor. Die patroon duur tussen 9 maande en 'n jaar en bereik gewoonlik 'n hoogtepunt tussen November en Februarie. Ontleding toon 'n 90% kans van 'n El Niño patroon teen November. Data dui op 'n groter as normale temperatuurstyging, 'n aanduiding van 'n sogenaamde super El Niño. Weens oorstromings in sommige wêrelddele en droogtes in ander, lei El Niño gewoonlik na kosprysstygings. In die Johannesburgse Landdroshof het die omstrede sakeman van Noordwes, Brown Mogotsi, borgtorg geweier. Mogotsi is verlede maand in hegtenis geneem en word aangekla van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, die afvuur van skote in 'n beboude gebied, regsverydeling en myneed. Die saak hou verband met 'n beweerde sluipmoordpoging op Mogotsi in Vosloorus in November verlede jaar. Die polisie beweer dat hy die aanval versin het. Mogotsi het ook nagelaat om 'n geloofwaardige woonadres te verskaf. Sy regspan het aangedui dat hy appel gaan aanteken en die saak is tot 12 Junie uitgestel. Die ondersoekbeampte in die saak teen die ballistiese ontleder, kaptein Lawrence Magotle, het in die Pretoria Landdroshof aangevoer dat hy moontlik met getuies kan inmeng en getuienis kan versteek indien hy op borgtog vrygelaat word. Magotle staan tereg op aanklagte van regsverydeling, die onwettige besit van ammunisie en dat hy 'n medepligtige was na 'n moord. Die bewering sou verband met 'n getuienis voor die Madlanga kommissie dat hy versuim het om bewyse op die toneel van die moord op die ingenieur Armand Swart met meer as 30 ander hoë profiel sake van moord en poging tot moord te verbind. Die staat het aangedui dat hy Magotle se borgtog aansoek teenstaan. Aanklaers voer aan dat Magotle steeds 'n aktiewe lid van die SAPD is en as 'n beampte toegang tot stelsels reg oor die land het. En net hierna, die Keniaanse president William Ruto is op 'n staatsbesoek in die land. Bly by ons. Die humanitaire organisasie Gift of the Givers het verskeie spanne reg oor die tuinroete ontplooi om kos, komberse en medikasie aan inwoners van George, Sedgefield en Oudtshoorn te verskaf. Rampbestuurspanne monitor tans die riviere te midde van vloedwaarskuwings weens die giereweer. En ons skakel nou regstreeks oor na ons verslaggewer Kobben August in George. Kobben, goeienaand. En dit was baie sterk storm die afgelope paar dae hier geervaar word in die area. En dis swaar reënval en baie sterk winde ook in verskeie areas wat dalk weer eens grootskaalse ontwrigting en beskadiging kan veroorsaak aan strukture. Ons weet dat daar verskeie areas is waar mense ook ontruim is vir hulle veiligheid. Maar ons het nou die woordvoerder van Gift of the Givers hier in die Suid-Kaap en dit is die hulpverleningsorganisasie wat ook hier in verband tree met die weer en perhaps hulp verleen aan die mense hier in die area. Mario Ferreira, die woordvoerder van Gift of the Givers. Mario, perhaps dalk kan jy vir ons net sê hoe lyk dinge huidiglik?
Kobben, ja, ons het spanne wat huidiglik hierso versprei is in die tuinroete en Klein Karoo. Daar het meer as 100 mm vanaf gister in die area geval. Sekere areas nog meer. Daar is paaie wat onder water is, daar is brûe wat onder druk is op die oomblik waar mense totaal gevra word om nie te gaan nie, paaie wat geblok is. Daar is huise wat in die water is in sekere areas en ons spanne is daar, ons is besig om die ondersoeke in die verskillende areas te doen om te kyk waar ons hulpverlening kan gee. Ons kry versoeke van verskeidenheid areas, mense wat vasgekeer is, medikasie wat nodig is en ons is besig om die nodige beplanning daar en aksie daaromtrent te neem. Mario, ons sê vir jou baie dankie vir jou tyd en vir jou span. Ons wens jou alle voorspoed toe vir jou en julle span met die harde werk wat voor lê. Dit was die woordvoerder van Gift of the Givers hier in die Suid-Kaap, Mario Ferreira, wat net vir ons 'n bietjie verduidelik het hoe hulle planne lyk vorentoe, net nou in verband met hierdie koue weer wat nou weer eens hier in die Suid-Kaap ervaar word. En dit was ons verslaggewer Kobben August. President Cyril Ramaphosa sê die verhouding tussen Suid-Afrika en Kenia is merkwaardig, veral gesien in die lig van die Afrika-integrasieprojek, industrialisasie en inklusiewe groei. Ramaphosa het tydens 'n nuuskonferensie by die Uniegebou in Pretoria gepraat te midde van die Keniaanse president William Ruto se staatsbesoek. Dit is sy eerste staatsbesoek sedert hy in September 2022 ingehuldig is. Die twee lande wil onder meer hul bilaterale bande versterk. Tot op hede is 28 ooreenkomste onderteken in die landbou, vervoer, onderwys en verdedigingssektore. Leading South African companies have made significant investments in Kenya in sectors such as pharmaceutical services, retail and financial services, information and telecommunications, manufacturing, business services and infrastructure development. South Africa's development finance institutions, such as the Development Bank of Southern Africa, alongside private financial institutions, are increasingly expanding their footprint in Kenya, particularly in renewable energy, infrastructure, and private sector development. Today, Kenya and South Africa stand together in advocating a reimagined global order. One built not without Africa, but with Africa fully represented, fully engaged, and at the center of it. We are not asking to be admitted to someone else's architecture. We are asserting our rightful place among the architects of the new global order. Our two nations have never been strangers to each other's struggles. Long before our High Commissions opened in 1994, the year of South Africa's democratic rebirth, we were bound by the shared experience of colonialism, by the solidarity of our liberation movements, and by the common dream of an Africa that governs itself, feeds itself, and speaks for itself. En kom ons kyk na die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Die DA het 'n beroep op die Universiteit van die Witwatersrand gedoen om dringend ondersoek in te stel na die hoë sterftesyfer onder pasiënte wat by die Charlotte Maxeke Akademiese Hospitaal in Johannesburg hartoperasies ondergaan.
Die party het in 'n nuuskonferensie in Braamfontein die tersiêre instelling en die Gautengse departement van gesondheid daarvan beskuldig dat hulle nie ag slaan op kommer oor sterftes en komplikasies onder pasiënte in die hospitaal se kardio-afdeling nie. Volgens die DA toon amptelike syfers 23 sterftes uit 166 operasies wat verlede jaar uitgevoer is. Dit dui op 'n sterftesyfer van byna 14% wat aansienlik hoër is as internasionale maatstawwe. Die departement van gesondheid het egter die DA se beweringe verwerp en sê die party probeer die kardio-eenheid ondermyn en 'n veldtog bevorder wat meer pasiënte na private gesondheidsorgfasiliteite kan verwys. The Democratic Alliance is calling on Wits University Vice-Chancellor Zebulon Vilakazi to urgently investigate the causes of the appallingly high mortality rate for heart surgery at the Schwarzenegger Johannesburg Academic Hospital. And it's an academic hospital, which is why we're involving the university. More damning evidence of a cover-up at the hospital's cardiothoracic department has emerged. In an official reply to my questions of the Gauteng legislature, we've attached the official reply. They said it, that they want that unit to collapse so that patients are referred to the private sector. They said it. You must go in the records. They said it. And so that's their campaign, basically. That's why they are here at Wits to say, Wits, put pressure and make sure that you collapse the unit. But as a department, we'll make sure that we support the hospital and make sure that they are focused, do their work, make sure that they assist those people that are coming, vulnerable patients, and they are assisted accordingly. Die dag se sportnuus en die weer vir môre volg net hierna, bly by ons. Suid-Afrika se man 7 span wil die teleurstelling van die Spaanse been van die wêreldreeks vergeet en fokus op die Franse toernooi in Bordeaux wat môre begin. Die Blitsbokke is op die rand van hulle suksesvolste seisoen nog en pak die Bordeaux toernooi as gunstelinge. Die groen en goud het verlede naweek in Spanje vasgeval teen Australië in die eindstryd, na 4 agtereenvolgende toernooi-oorwinnings. Suid-Afrika is bo aan die wêreldreeks punteleer met 38 punte, gevolg deur Argentinië met 34 en Australië wat 30 punte het. Die wenner in Bordeaux kry 20 punte, die naaswenner 18 en 16 vir die derde plek. Die Blitse wen met ander woorde die wêreldreeks indien hulle die eindronde haal. Die Blitsbok kaptein MP Visser sê die span het hom die week toegespits daarop om verlede naweek af te skud en sy balans te herstel. Hierdie game is 90% in die kop en as 'n ou nie jouself mooi voorberei met dit, jy weet dan kan jy soms jouself betwyfel en jy kan aan mekaar betwyfel en ek dink die tema van die naweek was verlede naweek is dat individueel het ons regtig hard geslaan, maar ek dink as 'n span het ons nie lekker saam geslaan en ja vir ons die naweek om uit te gaan en regtig as een eenheid saam te gaan en te gaan slaan. Suid-Afrika se groepwedstryde is identies aan verlede naweek, môre middag teen Brittanje en môre aand teen Kenia. Die groepwedstryd teen Fiji volg oor môre oggend. Ja, daar was 'n paar naalskraande wedstryde en ek dink Groot-Brittanje en Kenia het vir ons moeilik gemaak op dag 1. Maar ja, ek dink die veggies was goed geweet in die span en ek dink net gewys dat die kaliber van ouens wat in hierdie span is en as ons net bietjie nader aan ons potensiaal kan kom die naweek, dan gaan dit 'n goeie naweek vir ons wees en ek dink die ouens besef dit. Indien die Blitsbokke die knoop deurhak in Bordeaux, kan hierdie die beste seisoen in Blitsbok geskiedenis wees. Visser sê egter dat die span nie juist daaraan aandag gee nie. In my opinie is dit nie iets wat ons regtig aan dink of oor gepraat het nie. Jy weet alhoewel daar uitlegte was wat al genoem het dat dit jy weet een van die beste seisoene is in geskiedenis en hoe suksesvol ons is, maar ja, dis definitief nie iets waarna toe ons streef nie. Ons het 'n baie groter plan en doelwit in plek wat meer langtermyn is. So ja, dis nie regtig iets wat ons na streef nie. Die bokspan is grootliks onveranderd van verlede naweek sin.
Die voormalige Comrades marathonwenners Edward Motibi en Tete Dijana het 'n laaste maand se voorbereidings hoog bo seevlak by 'n oefenkamp in Dullstroom in Mpumalanga gedoen. Die twee is onder die gunstelinge vir die ultramarathon op 14 Junie. Van die wêreld se voorste atlete sal oor net meer as 'n week by die Durbanse stadsaal aantree vir die wêreld se oudste en grootste ultrawedloop. Diana Motibi sê hulle is gereed vir die uitmergelende wedloop wat vanjaar oor 'n korter afstand van net minder as 86 km plaasvind. It was a memorable thing in 2019 when I won my first run, and it was my first up as well. So I'm looking forward to see what I have in store, because in 2024 I couldn't do much as I wanted, but I'm looking forward to it. Terwyl die 41-jarige Motibi die opwedloop in 2019 gewen het, het die 3-malige wenner Diana nog nie 'n oorwinning in Pietermaritzburg behaal nie. I'm prepared for everything. Yeah, because my training went well. I can't complain. I don't have any pressure. My plan, I'm still gonna continue with it because it failed 2024. So same thing, still gonna approach and see if I will manage to execute it. Die totale prysgeld is vanjaar meer as 8,2 miljoen rand, na 'n 10% verhoging in al die kategorieë. Die wenners in die mans- en vroue kategorieë ontvang elk R925,000. En Bafana Bafana is gul ontvang in Pachuca in Mexico, waar hy tuis gaan vir die FIFA Wêreldbeker. Voorbereidings vorder flink vir Bafana se eerste wedstryd teen die mede-gasheer Mexico. Die spelers is begroet deur 'n mariachi orkes. Streng veiligheidsmaatreëls geld en slegs beperkte toegang tot spelers word toegelaat ter wille van hulle veiligheid. Soos in die Wêreldbeker in 2010 op eie bodem, skop Bafana se toernooi volgende donderdag af met 'n kragmeting teen Mexico. Pachuca is 90 km noordoos van Mexico-stad, maar Bafana pak die gasheer in Azteca Stadion in die hoofstad. En dit is dan hier waar ons halt roep. Totsiens van my kant af, bly warm en bly ook gesond.